Wat 'n heerlike voorreg om u weer vanmôre te kan groet in die kosbare, lieflike naam van Jesus Christus, ons koning en ons Here en ons meester. Dis ons tweede dag van ons reeks, ons Pinksterreeks, met die tema van die nuwe lewe deur die Heilige Gees. Gister het ons net so kortliks daaroor begin gesels en dit ook gekoppel aan die wonderlike betekenis van die hemelvaart vir die kind van die Here. En vandag wil ons dan graag begin deur bietjie meer uit te brei oor wat hierdie nuwe lewe in die Heilige Gees regtig is en wat dit beteken. En ek wil graag begin deur twee versgedeeltes met u te gedeel. Die eerste een is uit Kolossense 3 vers 3 en 4, waar daar die volgende staan: Julle het immers gesterf. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Paulus kom hier en hy gee vir die kind van die Here net so 'n idee van wat hy eintlik het en wat hy is in Christus. Hy het 'n kosbare, heerlike lewe wat hy ontvang het toe hy Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker. En daardie wonderlike lewe gaan uitloop op die einde van die dag in 'n heerlikheid, wanneer ons vir ewig saam met Jesus gaan lewe. En dan kom hy in 2 Korintiërs 5 vers 17, dan sê hy: Daarom, iemand wat aan Christus verbind is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier. En die ou vertaling stel dit so, hy sê, en alles het nuut geword. En die vraag dan vanmôre is, wat presies word bedoel met hierdie nuwe lewe? Hoe lyk dit? Hoe gebeur dit? Hoe word dit deel van my lewe? En hoe kan ek ook hierdie lewe ontdek en my eie maak en daarvolgens begin lewe? Johannes 16 vers 7 tot 8 kom Jesus. Dan sê hy, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, en dan verwys hy natuurlik hier na sy hemelvaart waaroor ons gister gepraat het, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Jesus kom en hy sê die Heilige Gees het gekom om 'n baie spesifieke werk te kom doen. Hy moet die wêreld en die mense kom oortuig van hulle sonde. En die Bybel praat van die ou lewe dan as 'n lewe van sonde, 'n lewe weg van God, 'n lewe vol van onsself, 'n lewe waarin die sonde besig is om ons te vernietig, deur haat, deur vrees, deur bekommernisse, deur skuldgevoelens, en so kan ons maar opnoem, die een ding na die ander wat ons in hierdie wêreld en in die koerante en die media elke dag van ons lewe sien en beleef. 'n Lewe vol sonde, die ou lewe wat God juis sy seun voorgestuur het om vir ons te kom sterwe, sodat ons vry kan kom van hierdie ou lewe. Hierdie ou lewe is 'n lewe wat die Heilige Gees wil kom en ons wil kom help oortuig dat dit verkeerd is, dat dit nie God se plan vir ons lewe is nie. Die Heilige Gees wil kom en vir jou en vir my kom sê, daar is 'n beter lewe. Daar's 'n beter toekoms vir elkeen wat wil glo dat Jesus hulle verlosser en saligmaker is. En daarom wil hy ons kom help om te glo dat Jesus ons kon verlos het. Die Heilige Gees kom juis, hy oortuig nie net van sonde nie, maar hy kom juis ook vir ons leer wat Jesus vir ons kom doen het, wat hy vir ons kom beteken het, wat dit vir Jesus gekos het om aan daardie kruis te sterwe, sy bloed vir jou en vir my te stort, sodat jy en ek verlos kan word van hierdie ou lewe. Hy het gekom en vir ons sondes kom betaal aan die kruis op Golgotha. Hy deur sy dood het hy die dood kom oorwin, sodat jy en ek gered kan word van hierdie ou lewe. Gered kan word van hierdie ewige dood wat die Bybel sê gaan volg op 'n lewe van sonde.
Daarom kom Jesus in Johannes 3 vers 5 en 8 en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan nie. So is elkeen wat in die gees gebore is. Jesus kom en hy sê, dat net soos wat 'n babietjie gebore word in hierdie wêreld, om deel te word van hierdie wêreld, van hierdie lewe, wat ons elke dag lewe, so moet ons ook weer gebore word in 'n nuwe lewe in. Moet ons weer gebore word, kom ons stel dit dan so, in 'n nuwe toestand van lewe, en daardie nuwe lewe word geskep in ons en deur ons, wanneer ons Jesus aanneem as ons verlosser en saligmaker, wanneer ons sonde bely, en wanneer ons glo, dat hy vir ons die oorwinning bewerkstellig het in die kruis op Golgotha. En die oomblik wanneer ons dit doen, dan kom die Heilige Gees, en hy kom wederbaar ons, hy kom maak ons nuut, hy kom herstel die ou lewe en die dood wat gekom het as gevolg van sonde, en hy gee vir ons 'n nuwe lewe, 'n lewe wat plaasvind wanneer hy kom om ons te wederbaar en nuut te maak. So die Heilige Gees se werk is eerstens om my te oortuig van sonde, te oortuig dat my lewe besig is om af te speel na die dood toe, maar ook my te oortuig van wat Jesus vir my kom doen het aan die kruis op Golgotha. Dan kom hy en hy kom help my om te glo en te aanvaar en Jesus my eie te maak, my verlosser en saligmaker te maak, en dan wederbaar hy my, dan maak hy my nuut, dan plaas hy my oor uit 'n lewe van dood na 'n lewe wat gaan eindig in 'n ewige lewe. Titus 3 vers 5 stel dit so, hy sê, maar na sy barmhartigheid, dis God se barmhartigheid, sy liefde, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat jou en my wil kom vernuwe, kom nuut maak, kom herstel, om weer in 'n lewe geplaas te word, waar ons in oorwinning en oorvloed kan lewe. Romeine 8 vers 6 stel dit so, hy sê, want wat die vlees bedink, hierdie ou menslikheid, hierdie ou lewe, wat dit bedink, is die dood. Maar dit wat die Gees bedink, is lewe en vrede. Romeine 8 vers 11 sê, en as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Jesus sê, dis voordelig dat hy moes weggaan, sodat hy sy Gees kon gee, sodat sy Gees in ons kon woon. En dis Christus se Gees wat in ons kon woon. Dis Jesus self wat deur sy Heilige Gees in jou en in my kom woon, sodat ons lewend gemaak kan word, sodat ons hierdie nuwe lewe kan smaak, en hierdie nuwe lewe kan begin lewe deur hom. Een van die wonderlikste gawes wat God seker vir ons kon gee, behalwe dat hy sy seun gegee het om vir ons te kom sterwe, is die uitstorting van sy soete Heilige Gees. Is die feit dat Jesus deur sy Gees in jou en my kom woon het. Die Gees is nie net 'n vaag krag daar iewers nie. Die Gees is nie net daar om sekere manifestasies in ons lewens na vore te bring, en ons opgewonde te maak oor sekere dinge nie. Nee, die Gees is God se teenwoordigheid binne in jou en my. Dis die Gees van God wat binne in ons kom woon om ons te lei, ons te leer, ons te versterk, ons te bekragtig, ons te inspireer, ons toe te rus. Jesus het sy Heilige Gees aan ons beloof om ons te kom bemagtig, om ons te help om ons geloof uit te leef in volheid en in krag. Die Heilige Gees help ons om op maniere wat ons nie eens ooit kon bedink nie, maniere wat ons nooit verwag het moontlik is nie. Die mens in hierdie wêreld
weet nie wat dit is om in vrede te leef nie. Hulle probeer dit najaag. Ja, hulle probeer allerlei ooreenkomste aangaan om vrede te probeer maak, maar hulle sal nooit by die ware vrede uitkom wat alleen in Christus te vind is nie. Die wêreld weet nie wat is God se liefde nie. Hulle ken nie ware liefde nie. Vir hulle is ware liefde vleeslike ervarings en belewennisse wat kortstondig is, baie keer eindig in hartseer en pyn. Maar die liefde van God is iets wat ons dra elke dag. Die liefde van God beskerm ons, bewaar ons, vou ons toe met sy genade en sy krag en heerlikheid. Die wêreld ken dit nie, maar jy en ek kan dit ken, omdat Jesus sy gees in ons kom uitstort het, en ons toegerus het en bemagtig het, om deur geloof hierdie dinge te kan beleef en te kan ervaar, wat ons ook oor die volgende paar dae oor gaan praat. Maar die belangrikste is, dat ons vanmôre vir mekaar sal sê, dat die Heilige Gees binne in jou is die Gees van Christus. Dis Christus, dis Jesus, wat deur sy Gees in ons kom woon, en deur ons kom lewe. Dit word Jesus se lewe in en deur my, en daarom kan Paulus so pragtig uitroep in Galasiërs 2 vers 20, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Daar dieselfde Christus wat opgestaan het, en opgevaar het na die hemel, en sy Gees uitgestort het, sodat hy vir altyd binne in ons kan lewe. Dit is waarom Jesus sê, dat het is voordelig dat hy weggegaan het, dat hy moes opvaar na die hemel toe, want nou woon hy deur sy Gees binne in ons, en het sy oorwinningslewe ook my lewe geword. Nou is dit die Heilige Gees wat my elke dag herinner, my leer om al meer en meer te word soos Jesus, en hy help my om elke dag die dinge van die ou lewe af te lê, sodat ek al meer die beloftes en die waarheid van Jesus kan ontdek en uitleef en ervaar. Nou kan ek elke dag al meer die oorwinningslewe en die oorvloedslewe van Christus belewe in alles wat ek doen, in elke situasie wat ek myself bevind, dat ek in alles kan ervaar, ek leef nie meer nie, maar is Christus wat in en deur my lewe kom lewe. Dit is God se plan vir jou en vir my. God is nie 'n God wat wil straf en slaan en jou wil nakom nie. Nee, die God wat ons dien, is 'n God wat 'n plan van oorwinning vir jou het. 'n Plan van lewe wat die wêreld nie kan gee nie. 'n oorvloedslewe wat alleen te vind is in Christus wat deur sy Gees binne in jou lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre weer na U toe kan kom as ons Vader. En vir U kom dankie sê dat U Seun vir ons gegee het, om vir ons te sterwe, sodat ons kan lewe. Dankie Jezus dat U opgevaar het hemel toe, en dat U Gees uitgestort het, om binne in ons te kom lewe, en ons te kom lei, te herinner en toe te rus, om te kan lewe, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van heerlikheid en krag, en dat ons weet, hierdie lewe gaan op die einde van die dag uitloop, op die ewige lewe, saam met U in die heerlikheid, wat vir ons voorlê. Here, ek bid vanmôre vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, Here, dat hulle sal toelaat, dat die Heilige Gees hulle sal oortuig, van dit wat hulle beroof van hierdie lewe, dat hulle sal toelaat, dat die Heilige Gees hulle sal oortuig, van wat Jesus vir hulle gedoen het op die kruis op Golgotha, dat hulle sal toelaat dat Jesus sy Gees ook in hulle lewe uitstort, hulle vervul en volmaak van hierdie nuwe krag en die nuwe heerlikheid, sodat ook hulle die nuwe lewe in Christus deelagtig kan word en dit kan uitleef. Dis my gebed en ek eer en ek dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Ons gaan weer môre gesels verder kyk na die wonderlike aspekte van hierdie kosbare nuwe lewe deur die Heilige Gees. Amen.